Klement van Rome, 'n baie besonderse kerkvader. Wanneer ons oor die kerkvaders en die kerkmoeders praat en ook selfs net oor die geskiedenis van die vroeë Christelike kerk, is Klement van Rome een van die persone waarna 'n mens behoort te verwys om 'n mooi volledige beeld te hê van die geskiedenis en hoe dit was in die vroeë Christelike kerk. Onthou, in 'n vorige episode het ek genoem van hoe belangrik die kerkvaders vir ons is wanneer ons sou wou weet hoe het die vroegste Christene in die kerk gedoen, hoe het hulle gedink. Klement leef aan die einde van die 1ste eeu. Ons is nie seker wanneer hy gebore is nie, maar sy biskopskap, sy episkopaat, word min of meer altyd geplaas volgens tradisie hier by 92 na Christus tot so by 101 na Christus. 'n baie besonderse man wat vir ons leer rondom die kerk as die liggaam van Christus, kerkeenheid en hoe gevaarlik kerkskeuring in die kerk is. En hoe belangrik dit is dat 'n mens as gevolg van die liefde van Christus vir ons, ook die liefde wat ons teenoor mekaar moet uitleef, dat 'n mens inderdaad nie die kerk kan skeur nie, dat daar inderdaad nie twis en verdeeldheid moet wees nie. Daar is baie legendes rondom Klement van Rome. Ons weet nie hoe waar al hierdie legendes is nie. Legendes soos dat hy moontlik 'n slaaf was voordat hy Christen geword het, dat hy 'n slaaf was wat selfs verbind is aan die keiserlike huis. Hoe waar dit is, weet ons nie presies nie, die geskiedenis bevestig dit nie vir ons nie. Maar wat ons wel weet, is dat hy op 'n stadium 'n Christen geword het, dat hy daar in Rome tot bekering gekom het, en dat hy op 'n stadium selfs die biskop van Rome geword het. En dit is dan na hierdie Klement wat ons vandag gaan kyk, en ons gaan kyk ook na die belangrike brief wat hy geskryf het aan die gemeente in Korintiërs, en wat ons uit daardie brief dan ook kan leer. Nou die eerste ding van Klement is dat volgens die tradisie staan hy in die lyn van apostoliese opvolging daar in Rome direk van Petrus af. Volgens tradisie, Petrus wat dan vir ons die eerste biskop van Rome was, dan kry ons vir Linnaeus, en dan kry ons Anakletus, en dan kry ons vir Klement. So, Petrus, Linnaeus, Anakletus, en dan Klement as die biskoppe van Rome. Dan sien ons dat daar is 'n baie sterk moontlikheid volgens die geskiedenis en die tradisie, dat Klement sy biskopskap, sy episkopaat, veral die begin van sy biskopskap, staan teen die agtergrond van die vervolging wat daar was teenoor die Christene, die vervolging van die Christene, onder die keiser Domitianus. Interessant dat wanneer ons die boek Openbaring sou lees, wanneer Johannes skrywe oor die antichrist en die dier, dan noem hy daar die nommer 666, wat gewoonlik in verband gebring word met Nero. Maar daar is ook variante tekslesings met die getal 888, wat dan inderdaad 'n numeriese, simboliese verwysing is na Domitianus. Domitianus wat ook die Christene redelik sterk vervolg het. Sy vervolging van die Christene was een van die eerste groot vervolgings van die Christene op 'n breër skaal as maar net Rome. Ja, Nero weet ons ook, het die Christene vervolg daar in Nero as gevolg van die feit dat hy hulle geblameer het vir die vuur wat daar was in Rome. Maar Domitianus, later van tyd, sy vervolging van die Christene is bietjie wyer, bietjie breër en baie meer openlik en blaatant en baie wreed ook, as jy dit jou vergelyk met die van Nero. En dit is dan aan die einde ook van Domitianus se regering wat hierdie vervolging plaasvind, en dit is dan waarskynlik wat Klement dan ook die biskop van Rome word. Baie interessant dat volgens die tradisie, ek het nou daarna verwys, Petrus wat beskou word as die eerste biskop, die eerste leier van die gemeente daar in Rome. En ons sou op 'n ander geleentheid kon praat oor hoe dit is dat die kerk glo en waarom die kerk glo dat Petrus, net soos Paulus, inderdaad dan ook in Rome was. Maar volgens die tradisie, volgens die geskiedenis, is dit so, en Irenaeus skryf daaroor onder andere, en van die ander kerkvaders skryf ook daarvan, wanneer hulle verwys na Klement, dat Klement vir Petrus en vir Paulus gehoor preek het, en dus gesien het. En dis nou nogal belangrik.
Clement bevestig inderdaad vir ons dat beide Petrus en Paulus inderdaad dan in Rome was. Hy praat van beide van hulle se martelaarskap. En hy praat ook daaroor dat Paulus inderdaad wyd en suid die evangelie van God verkondig het. Hy praat dat hy het verkondig het vanaf die ooste na die weste. Nou interessant dat die tradisie interpreteer die verwysing dat Paulus tot in die weste die evangelie verkondig het as Spanje. Ons weet dat Paulus skryf in sy briewe dat hy graag na Spanje sou wou reis. Clement van Rome bevestig dan volgens die tradisie dat Paulus inderdaad ook in Spanje die evangelie verkondig het. Dit is ook interessant dat die geskiedenis en die tradisie bring dan ook vir Clement van Rome in verband met Filippense 4 vers 3, waar Paulus 'n hele rits van sy disippels se name noem. Hy sal sê, ek is hier in die stad en hierdie persone stuur vir julle groete en Clement is een van daardie persone na wie hy dan ook verwys. En volgens die kerktradisie, volgens die kerkgeskiedenis, is dit hierdie Clement van Rome waaroor ons dan inderdaad vandag dan ook praat. Dis ook interessant dat die tradisie vertel vir ons dat Clement op 'n stadium onder die vervolging van die Christene verban is na die Krim, daar rondom, as ek dit reg alredskundig het, daar rondom die Swart See. Dat hy verban is daar na die Krim, en dat dit nie genoeg was vir die owerhede wat hom vervolg het nie, maar dat hulle op hom 'n stadium dan ook ter dood veroordeel het, en inderdaad doodgemaak het, deurdat hulle 'n anker om sy nek gebind het, en hom in die see gegooi het. Dit is hoe hy dan uiteindelik ook 'n marteldood sterf, en waarom die kerk dan ook vir Clement as 'n martelaar beskou. Clement is vir ons baie bekend vir die brief wat hy skryf aan die gemeente in die stad Korintiërs. 'n brief bekend as 1 Clement. Nou, julle sal onthou dat die Bybel vertel vir ons reeds van die stad Korinte, dat die apostel Paulus al reeds vir ons 2 briewe gee wat hy geskryf het aan die gemeente in Korinte. Korinte was 'n Griekse stad, dit was 'n hawestad, dit was 'n kosmopolitaanse stad, die groot woord, 'n stad van mense van gemengde afkomste, gemengde agtergronde, verskillende mense wat jy in hierdie stad sou kry. Dit lyk vir ons in die geskiedenis asof Korinte ook 'n baie losse stad was, 'n stad met losse sedes. Daarom dat Paulus al waarsku en sê dat vrouens netjies moet aantrek, hulle hoofde moet bedek, sodat ander mense nie sou dink dat die Christen vroue is prostituie nie, ensovoorts. Ons sien ook dat Paulus skryf aan die gemeente in Korinte, omdat daar verdeeldheid in die gemeente was, partyskap in die gemeente dan ook was. Het was inderdaad 'n moeilike gemeente gewees aan wie Paulus dan ook geskryf het. Dis aan hulle wat hy skryf dat die kerk is die liggaam van Christus. In 1 Korintiërs 12, en as een lid lei al die lede saam. Christus die hoof van die kerk, en elke lidmaat is dan 'n ledemaat binne in hierdie liggaam van Christus, en dat die een lid nie vir die ander een kan sê, ek het jou nie nodig nie. Nou, dit lyk dan op 'n stadium in die geskiedenis asof die gemeente in Korintiërs rustig raak, maar as 'n mens mooi gaan kyk na die brief van Clement aan die gemeente, dan sien 'n mens dat dit nog altyd 'n moeilike gemeente was. Want in die tyd wat Clement dan sy brief skryf aan die gemeente in Korinte, het daar weer probleme in die gemeente opgeduik. Daar het weer verdeeldheid in die gemeente gekom, en ons sal nou iets daaroor sê. Die partyskappe waaroor Paulus praat in sy briewe, het weer kop uitgesteek. Soveel so dat die wettige priesters, die wettige leiers van die gemeente, afgesit is deur jong mense in die gemeente wat gedink het dat jy kan maar net doen en maak in die gemeente soos wat jy wil. Hierdie brief 1 Clement is behalwe die Nuwe Testamentiese briewe wat ons het en geskrifte wat ons het, die evangelies en die briewe, is dit een van die belangrikste briewe wat ons het binne die vroeë Christelike kerk konteks en opset. Waar ons sien hoe dat hierdie Clement van Rome skryf na die gemeente in Korintiërs, en hy verwag dat hulle na hom
sal luister. En ons sal nou iets weer daaroor sê, oor hoekom hy dit dan ook verwag. Maar Clement is veral bekend aan ons weens hierdie brief, 1 Clement. So wanneer jy dan ook bietjie vir jou boeke aanskaf oor die kerkvaders, kyk maar gerus dat die versameling wat jy vir jouself aanskaf, hierdie brief in het, die brief 1 Clement, of die brief van Clement van Rome aan die gemeente in Korintiërs. Die interessante is dat wanneer Clement hierdie brief skrywe aan die gemeente in Korintiërs, dan leef die apostel Johannes nog. Ons is nie presies seker waar Johannes was op daardie stadium, daar's 2 moontlikhede. As ons in ag neem dat teen 96 na Christus, dis gewoonlik die datum wat gegee word vir die skryf van hierdie brief 1 Clement, dan was die Domitiaanse vervolging van die Christene net so aan die afloop. So dit is moontlik dat die apostel Johannes nog steeds op die eiland Patmos was, waarheen hy dan ook verban is, as gevolg van die algemene vervolging wat die Christene dan ook moes verduur. Of dit kan wees dat, omdat hierdie vervolging net verby is, die apostel Johannes weer net mooi terug was in die gemeente van Efese, want ons weet dat nadat hy op die eiland Patmos was, volgens die tradisie, volgens die geskiedenis, is die apostel Johannes terug na die gemeente in Efese, waar hy dan ook die gemeente georganiseer het en verder dan ook gelei het, tot en met min of meer sy dood dan ook. Clement skryf hierdie brief dan terwyl die apostel Johannes leef. En dis vir ons baie belangrik, want 1 Clement wys dan vir ons dat wanneer daar 'n probleem opduik in van die gemeentes van die vroeë Christelike kerk, die maklike ding nou sal wees om direk na die apostel Johannes toe te gaan, want hy het mos nou vir Jesus direk gesien, direk geken, en hy kan ons nou die maklikste vir hulle sê, wat sou die Here Jesus wil hê, as jy dan nou 'n fisiese oog en oor getuie sou wou hê met wie jy moes praat. Maar ons sien eerder dat die gemeente na Rome toe gaan, dat die mense wat ongelukkig was oor wat aan die gebeur was in die gemeente, dat hulle na Rome toe appelleer, en dat Clement van Rome hierdie brief skrywe as iemand wat verwag dat die mense na hom sal luister. Hy skryf sy brief as iemand wat gesag het, wat autoriteit het, selfs al leef die apostel Johannes nog. So dit is belangrik, en 'n mens moet nou nie noodwendig meer inlees rondom dit nie, maar dit wys vir ons tog ietsie van, en ek kan nou iets daaroor weer sê, dit wys vir ons tog ietsie daarvan, dat die biskop van Rome is iemand na wie daar gekyk is, wanneer het gekom is by die neem van leiding, wanneer mense wou weet oor sekere dinge wat reg of verkeerd is, wanneer daar onordelikheid was in gemeentes. Nou wat was die krisis dan in die gemeente daar in Korintiërs? Wat was die krisis? Wanneer ons hierdie brief lees, en ons sien dit veral daar so rondom hoofstukke 35 tot 46, dan sien ons dat die kort en die lank daarvan is, dat daar was verdeeldheid in die gemeente, daar was 'n twis rondom 'n klomp goed, ons weet nie presies wat aanleiding gegee tot die twis nie, maar die uiteinde van dit alles was, dat 'n klomp jonger lidmate in die gemeente, die wettige, bevestigde priesters, die presbyters, afgesit het as die leiers van die gemeente, dat hulle of hulle eie leiers aangestel het, of hulle self as leiers in die gemeente dan ook aangestel. Dit het aanleiding gegee tot 'n groot verdeeldheid en twis in die gemeente, verwarring in die gemeente, en regtig 'n krisis in die gemeente, omdat baie mense nou nie meer wou kerk toe gaan nie, ensovoorts, dat hierdie wettige leiers nie meer hulle werk in die gemeente kon doen nie, omdat ander mense in die gemeente hulle nie wou toelaat om hulle werk te doen nie. En dit klink nou nogal baie soos van die gemeentes waarmee ek te doen gehad het, toe ek nou nog 'n dominee dan ook was. Hoe dat die dominee baie goeie werk kan doen, en die volgende oomblik is daar een oom of tannie wat opstaan, en 'n paar mense versamel, en dan moet groot fanfare die dominee
ontroon, as ek die woorde kan gebruik, en dan breek hulle agterna oor hoe hulle hierdie dominee afgesit het en op sy plek gesit het, want hulle het nou nie gehou van wat hy doen nie. Wel, die brief 1 Clement is dalk 'n brief wat op so 'n situasie kan lig werp vir ons. So, die krisis, verdeeldheid, twis. Daardie twis waaroor Paulus al praat, het weer kop uitgesteek en dit lei daartoe dat die wettige priesters, die wettige oudstes, die wettige presbyters of priesters afgesit word, dat mense hulle eie leiers aanstel en as ware net wou doen wat hulle wil. Interessant dat Clemens sê dat die eintlike krisis lê in 'n gebrek aan liefde. En onthou nou, as ons 1 Korintiërs 13 lees, dan sien ons dat Paulus alreeds praat oor die liefde wat nie opgeblaase is nie. Interessant, ons sien inderdaad hoe Clement in sy brief aanhaal uit 1 Korintiërs 13 uit. So Clement wys ook vir ons alreeds die belangrikheid van die briewe van Paulus, spesifiek 1 Korintiërs 13, wel die hele brief. Maar ons sien hoe hy aanhaal uit die liefde is nie opgeblaase nie, die liefde is nie verwaand nie, ensovoorts, hoe hy dit aanhaal. Maar vir hom is die eintlike krisis in die gemeente 'n gebrek aan liefde. 'n gebrek aan nederigheid, verwaandheid. Dis vir hom die krisis. Daarom ken mense nie hulle plek nie, want hulle is verwaand, want hulle het nie liefde nie. Hulle is disrespekvol en het nie respek vir mekaar nie, want daar is nie liefde nie. So is interessant hoe hy sê, en dis uiteindelik wat hy sê, dat al die krisisse is as gevolg van 'n gebrek aan liefde, of 'n skeeftrek van liefde. En dit laat my ook sommer so terloops dink aan een van die televisiereekse wat ek gekyk het, so op my reis in die Katolieke Kerk in, The New Pope. The New Pope, waar die paus dan op 'n stadium sit en met sy kardinale praat, en dan sê hy inderdaad ook vir hulle dat al die probleme in die kerk is as gevolg van of 'n gebrek aan liefde, of 'n skeeftrek van liefde. Maar selfs die gebrek aan liefde, sê hy, is 'n skeefgetrekte liefde wat fokus op 'n selfliefde, wat so skeefgetrek raak en opgeblaas raak, dat dit aanleiding gee tot 'n klomp ander dinge. Dis wat in Korintiërs gebeur het, wanneer ons die brief 1 Clement dan ook lees. 'n Groep lidmate wat om een of ander rede gedink het, hulle is beter as die ander, en dan in opstand kom en die wettige priesters afsit. Klink nogal bekend, so asof dit in ons eie tyd kon gewees het. Nou, in die brief sien ons dan hoe Clement inderdaad die gemeente oproep tot bekering. Vir hom is daar nie eers 'n onderhandeling nou om te hoor, maar wat het hierdie priesters nou verkeerd gedoen nie? Daar's by hom glad nie so benadering tot die saak nie. Daar's nie by hom hierdie saak van, kom ons luister nou eers na almal se stories nie. Hy sê bloot eenvoudig, wat julle gedoen het, is verkeerd. Kom tot bekering. Die verdeeldheid wat daar by julle is, moet beëindig word. Daar moet 'n terugkeer wees na broederlike liefde. Die wettige aangestelde priesters moet erken word. Hulle moet weer heraangestel word, die wat afgesit is. Daar moet nederigheid en orde wees in die gemeente, sodat daar uiteindelik ware vrede kan wees. So, van die begin af sê hy, dis hoe dit moet wees in 'n gemeente. Dit wat daar by julle aan die gang is verkeerd. Want selfs al sou die priesters, die oudstes wat afgesit is, iets verkeerd gedoen het, wat hulle nie het nie, maar selfs al sou hulle, is daar 'n wettige en 'n ordelike manier om die saak te hanteer. En die manier hoe julle dit gedoen het, is verkeerd, is onwettig, en julle moet ophou daarmee. Beëindig julle verdeeldheid, kom tot bekering. Baie interessant hoe hy die gemeente oproep, kom tot bekering. En ek kan nou maar net dink wat sou gebeur het, is 'n dominee, iemand gekom het en vir 'n paar van die gemeentes in die omgewing waar ek was, sou gesê het, kom tot bekering. Dan sou hulle hom ook weggewerk het. Want selfs in 'n preek, van die preekstoel af, mag 'n mens mos nou eintlik nie meer deesdae vir mense sê, kom tot bekering nie. Maar Clement draai nie doekies om nie, hy sê net, kom tot bekering, wat julle gedoen het, is verkeerd. Dit is verkeerd. Ons sien baie mooi in die brief, Clement se kerkbegrip. En dis nou belangrik, veral as ons weer praat oor, nee, ons moet net kerk wees soos wat die vroeë Christene dit was. Wel, kom ons lees dan vir 1 Clement. Clement sê dat die kerk in die eerste plek behoort aan God.
dit behoort nie sommer maar net aan lidmate nie. Dit behoort nie maar net aan lidmate nie. Die kerk is 'n gawe van God. Dit behoort aan God. Die kerk is die volk van God. Dis nie die volk van Jakobus nie, dis nie die volk van Johannes nie, dis nie die volk van een of ander mens nie, dit is die volk van God. Interessant, daarom dat Paulus in sy briewe 1 Korintiërs sê, moenie sê ek is van Sefas of ek is van Paulus nie. Nee, almal moet sê ons is van Christus, want die kerk is die volk van God. Net soos Paulus sê Clement ook dat die kerk is die liggaam van Christus. Die kerk is die liggaam van Christus, saamgebind deur die Heilige Gees. En dis belangrik. Dis nie maar net mense se eensstemmigheid wat die kerk aan mekaar bind nie. Dis in die eerste plek, omdat sy liggaam van Christus is, die Heilige Gees wat die kerk aan mekaar verbind. En daarom is verdeeldheid in die kerk en skeuring in die kerk 'n skeuring van die Heilige Gees, as jy dit nou so kan stel. Dis 'n sonde teen die Heilige Gees. En die vroeë kerk het kerktwis en die verdeeldheid in gemeentes en inderdaad die skeuring van gemeentes as 'n baie ernstige sonde beskou. Vandag nog in die katolieke ortodokse kerke word verdeeldheid en spesifiek skeuring as 'n baie ernstige doodsonde beskou. Dit is 'n regtig baie verkeerde ding wat kan gebeur in 'n gemeente, dat 'n gemeente skeur of sou verdeel. Verdeeldheid is 'n aantasting van die liggaam van Christus. Ons sien ook dat Clement sê vir ons dat die gemeente is 'n geordende liggaam van Christus. Die geordende liggaam. Weer is daar 'n terugval op wat Paulus alreeds geskryf het. Kerk as liggaam van Christus, die ledemate en elke ledemaat het dan ook sy plek. Daar is veronderstel om met een kerk te wees, wat apostolies en organies ingerig is. Die kerk as hierdie lewende organisme in en deur wie die Heilige Gees werk, omdat die kerk die liggaam van Christus is. Apostolies, ons sal nou sê wat dit beteken, bietjie meer, maar in kort, dit gaan ook oor hierdie wettige gesag, die wettige ingerigtheid van die gemeente, ook as 'n struktuur. So, die kerk is tergelykertyd 'n organiese iets met 'n spontaniteit in haar, maar die kerk is ook 'n organisasie. Clement skryf baie duidelik dat omdat jy met mense te doen het in die kerk en mense inderdaad dan ook maar hulle foute het, daarom is organisering ook nodig. Die kerk is ook nie 'n plek van chaos nie. Daarom is organisering nodig. Maar die kerk is nie daar om die struktuur te dien nie, maar die struktuur is daar en moet daar wees om die liggaam in orde te hou en om uiteindelik te verseker dat almal Christus dien, want hy is die hoof. Hy is die hoof. En daarom moet ons almal een wees in hom, want die kerk is die volk van God, die liggaam van Christus en ons behoort aan hom. Ons sien by Clement alreeds dat daar sprake is van die 3 ampte van diaken, presbiter of priester en biskop, die episkopaat. Nou dit is so dat op daardie stadium in die vroeë Christelike kerk die woord episkopos en die woord presbiteros, wat dan nou priester en biskop is, ook hier en daar op baie plekke eintlik aan die begin van die kerk ook bietjie as sinonieme gebruik is. Dat ons sien eers later, so by Justinus die martelaar, eintlik al reeds by Ignatius van Antiochië, wat baie kort na Clement leef, hoe dat die 3 ampte bietjie meer vaste grond begin kry, en jy duidelike onderskeid het tussen priester en biskop en diaken. Maar dit is so dat by Clement dit in die algemeen dalk so 'n bietjie nog kan oorvleuel. Nie noodwendig diaken nie, diaken staan apart, maar priester en biskop kan so 'n bietjie oorvleuel in hulle betekenis. Hoe dit ook al sê, ons skry baie mooi alreeds 'n aanduiding van diaken, priester en biskop. Ons sien baie mooi die beeld wat hy gebruik het, dat in die kerk gaan dit oor die bediening van Christus. Dit gaan oor die kerk se bediening as die liggaam van Christus, as 'n verlengstuk van Christus, en daarom is Christus die een wat die leiers aanstel.
Leiers is nie self aangestel nie. Leiers word nie sommer maar net deur mense aangestel nie. Leiers word deur Christus aangestel. Ons sien hy praat baie duidelik daaroor dat God is die een wat sy seun Jesus Christus gestuur het met die doel om die evangelie te verkondig, die koninkryk te vestig. Jesus, ja, hy kies in die algemeen en roep mense om hom te volg, sy disippels. Maar uit die disippels wat hy ook stuur, kies hy die 12 apostels. Hulle kry besonderse take. En ons sien soos in die boek Handelinge dat hierdie apostels, hulle stel die leiers aan van gemeentes. En daarom sien ons dat Clement praat van die wettige, waarlike opvolgers van die apostels, en dit is hulle wat veronderstel is om die leiers in die gemeente te wees. Dat die leiers van 'n gemeente moet aangestel wees deur hierdie lyn van apostels. God stuur sy seun stuur die apostels stel hulle opvolgers aan, ensovoorts. Die leiers van 'n gemeente kan nie self aangestel wees nie. Die leiers van 'n gemeente is nie maar net aangestel deur die lidmate nie. Die kerk is een en georden, en haar leiers is aangestel deur God in effek. Deur Christus, deur die apostels, dan uiteindelik die vestiging van die biskopambt. So daar kry ons baie mooi die aanduiding van die apostoliese opvolging, ek sal nou iets daaroor sê. So baie belangrik, die wettige leiers in 'n gemeente is mense wat deur God aangestel is, en jy kan nie sommer maar net teen hulle in opstand kom nie. Daarom het Paulus, as hy die brief Hebreërs geskryf het, Paulus in Hebreërs skryf dan ook baie mooi so aan die einde, dat jy jouself moet onderwerp aan die gesag van die leiers van 'n gemeente. Want die kerk is nou nie regtig 'n demokrasie, soos wat baie mense ook in ons eie tyd sou dink nie. Ons sien dat Clement in sy brief gebruik ook die woord laikos. Hy is een van die eerste vroeg-Christelike skrywers wat hierdie woord laikos gebruik, waar ons dan van aflei die woord die leke. Onthou, ek het reeds gesê, hy gebruik die uitdrukking van die kerk as die volk van die Here, net soos in die Ou Testament gepraat is van die volk Israel as die volk van die Here. Binne hierdie volk is daar dan leiers, en ek sal nou daarby kom, maar daar is leiers wat deur God aangestel is, in die Ou Testament, die konings, die priesters, selfs die profete, ek sal nou iets daaroor sê, en dan het jy die gewone volk, wat ook elkeen hulle taak het, as volgelinge van die Here, die lede van God se volk. Hulle is nie minderwaardig nie, hulle is nie minderwaardig as priesters van die Here nie, want onthou, reeds in die Ou Testament kry ons dat die volk Israel is priesters van die Here. Maar binne, daar in Eksodus 19 byvoorbeeld, maar binne in die priesterlike volk van die Here is daar die Lewiete wat gekies word vir die besonderse rol van die priester, die liturgiese priester by die tabernakel, by die tempel. En hulle werk is om die volk te leer hoe om priesters van die Here te wees. Nou, hierdie twee posisies, as ek dit so kan noem, staan nie teenoor mekaar nie, maar is aanvullend tot mekaar, sodat die werk van God kan gedoen word. So die fokus is nie op, ek is nou maar net 'n arme ou leek nie, die fokus is op God, wat mense kies en roep om vir hom te werk. Die leke, die laikos, het hulle eie plek, hulle eie roeping, om die koninkryk van God te vestig, te bou, uit te leef. Die kerk kan nie maar, die volk van God, kan nie maar net 'n plek van chaos wees nie. Dit is een liggaam, waarin mense verskillende take het, soos die voet, die oë, die oor, die neus, en so skryf Paulus al daaroor. Clement bevestig dit ook weer 'n keer. Dis 'n plek waar ons mekaar en die wêreld in liefde dien. Die kerk is een liggaam met baie roepinge. En daarom praat ons in die Katolieke kerk en die Ortodokse kerk baie oor jou roeping. Die Engelse woord is jou vocation, jou roeping, jou plek waarom die Here te dien, binne in die groot kerk. As 'n dokter, as 'n polisieman, as 'n boer, as 'n onderwyseres, of as 'n liturgiese priester binne in die kerk, waar jy ander mense leer. Die kerk is 'n plek van orde. Die kerk is 'n plek van roeping en liefde.
Maar is baie belangrik dat die laikos nie teenoor die wettige leierskap staan nie, en die wettige leierskap is nie teenoor die laikos of ten koste van die laikos nie. Nee, elkeen het sy besonderse plek. Maar interessant, dat ons dink baie keer negatief oor die woord leke, die lay people in Engels, die laity, die leke in Afrikaans. Dit kom van baie vroeg al in die kerk af. Die woord laikos wat bloot eenvoudig beteken die volk van die Here. Dis nie hierdie negatiewe woord nie, dit beteken die volk van die Here. Dit is dan ook waaroor dit behoort te gaan. Nou, ek het nou daarna verwys, maar Clement gebruik die Ou-testamentiese volk Israel as 'n model waarop die kerk bloot eenvoudig voortbou. Hoekom? Want skryf Paulus al, die kerk is ingeënt op die boomstomp van Israel. So hoekom sou ons nou nie Israel kan gebruik as 'n tipe voorbeeld nie? Want die kerk is in 'n besonderse sin 'n vervulling van die volk Israel. En weer, Clement skryf dan dat in ou Israel was Israel die een volk van die Here. Hulle het die taak en die roeping gehad, Exodus 19, as 'n priesterlike koninkryk om die koninkryk van God te vestig. Deur hulle, as nageslag van Abraham, het God beloof, hy sal die wêreld seën, die wêreld red en verlos. En Israel het die taak gehad om al die verstrooide mense van die wêreld, wat as gevolg van die sondeval, die toorn van Babel ensovoorts, versprei is oor die wêreld heen. Uiteengespat het, weg van God af en weg van mekaar af. En God se verlossingsplan is om almal bymekaar te maak en weer in te bring na hom toe, sodat almal volk van die Here weer kan wees. Maar Israel dan as Ou-testamentiese kerk, Ou-testamentiese volk van die Here, wat geroep word as 'n priesterlike koninkryk in hierdie gebroke wêreld van ons. Almal, maak nie saak wie jy is nie, of jy nou van die stam Juda is, van die stam Benjamin, van die stam Ruben of Gad, jy is geroep as 'n priesterlike prins, as ek dit nou so kan stel, binne die koninkryk van God. Maar tog kom die Here en hy roep die Levitiese stam, en hy kies hulle met die besonderse liturgiese funksie om priester te wees vir die ander priesters. Om priesters te wees in die volk van die Here, vir die volk van die Here. En interessant, Clement skryf daaroor, hy verwys na hoe dat God vir Moses die opdrag gegee het om die staf van elkeen, die kierie van elkeen van die stamhoofde te neem en in die tabernakel te sit, hoe dat daar dan gebid word, en dan is dit die stam Levi wat gekies word, deurdat God daardie staf van Aaron laat bot, bloeisels kry en selfs vrugte dra. So daardie dooie stuk hout skielik bot en bloei dit, dra vrugte, en daardeur wys die Here, hy roep die Lewiete om priester te wees binne die volk Israel vir die res van die priesters. So, dis nie 'n amp ten koste van die volk nie, dis 'n amp ter wille van die volk Israel. Maar almal kan nie Lewiete wees nie, want almal is nie gekies deur die Here om Lewiete te wees nie. Nie omdat die Here lelik is nie, maar omdat die Here vir jou wat uit die stam Benjamin is 'n ander taak het as vir die stam Levi. Selfs binne die stam Levi kies die Here weer 'n keer die huis van Aaron as die hoër priesterlike huis. So die stam Levi is priesters, maar is net die huis van Aaron waar jy jou hoë priester vandaan kry. So jy die hoë priester, nie almal kan net hoë priester wees nie. Jy moet in die huis van Aaron wees. Dan het jy die Lewiete en dan het jy die laikos. So jy het 'n biskop, die hoëpriester, en jy dan die biskop, jy dan die Lewiete. En selfs binne die Lewiete kry jy nog 'n verdere verdeling. Jy kry die wat binne in die tempel diens gedoen het en die wat net die tempelsangers was ensovoorts. Nou goed, die punt is, daar is deur die Here self onderskeie ampte aangestel in die Ou Testament. Hoëpriester en die priesters en die res van die Lewiete, en dan kry jy ook die volk. Ons sou dit ook net op 'n ander vlak kon doen, en Clement verwys nou nie spesifiek daarna nie, maar ons sien tog, nie almal is koning nie, nie almal is profete nie. Maar die Here roep profete en konings en priesters
Nie ten koste van Israel nie, maar ter wille van Israel. Dis die beginsel. En dis nie die mense wat self besluit daaroor nie. God stel Saul aan. God stel Dawid aan. God stel Aaron aan. God stel die biskop en die priesters en die diakens in die kerk aan. Want, sê Clement, dat in Christus is hierdie Ou Testamentiese model vervul en dan word het voortgesit ook in die kerk. Sodat die kerk een heilige, geordende volk van God kan wees, net soos ook in die Ou Testament. Waar elkeen dan sy plek het binne die reddingsplan van God. Sien, nie ten koste van mekaar nie, maar elkeen het sy plek binne die reddingsplan van God. En dis iets wat ek dink ons weer ernstig na moet kyk ook, wanneer ons praat oor hoe die kerk ingerig behoort te word. Die vraag dan, kan 'n mens net maak en doen en breek in die kerk wat jy wil? Kan mense in die kerk doen wat hulle wil? En Clement sê onomwonde, nee. Nee, jy kan nie. Jy kan nie. Die kerk is God se gawe en ons leef volgens 'n apostoliese orde, want God het die apostels aangestel en deur hulle stel die Here dan die opvolgers aan van die apostels. Die kerk is nie 'n plek van chaos nie, ons kan nie maar net doen daar wat ons wil nie. Jy kan nie die wettige leiers afsit sommer maar net nie. Die kerk is nie 'n plek van partyskap en jaloesie en verdeeldheid nie. Die kerk is nie mensgemaak in 'n menslike instelling nie. Dis 'n gawe van God. En daarom ook gesag in die kerk. Gesag in die kerk kom van God af. Dit is nie iets wat daar is as gevolg van menslike voorkeure nie. Dit kom direk van God af. Saam met die feit dat die kerk 'n gawe is. So selfs leierskap is 'n gawe van God aan die gemeente. Weer eens Christus, die apostels en dan die opvolgers en dan in die geordende kerk, die biskop, presbyters, die diaken en dan die res van die gelowiges, die laikos, die volk van die Here. Belangrik, iets wat ons ook weer moet hoor in ons tyd, veral wanneer ons sou praat oor in die tyd wat ons leef, die debatte rondom die kerk as 'n synode of 'n hiërargie ensovoorts. Hoe dit ook al sê, al sou die Heilige Vader, die paus, die kerk op 'n synodale wyse raadpleeg, beteken dit nie die kerk is 'n demokrasie nie. Clement sê dit baie duidelik. Die kerk is nie 'n mensgemaakte demokrasie nie. Dis 'n hiërargiese instelling en gawe van God. God is uiteindelik God drie-enig, is die hoof van die kerk. Die kerk vloei uit hom uit. Christus, die hoof. Hy stel die apostels aan, en die apostels stel die opvolgers aan. Die kerk is nie 'n demokrasie waar ons self besluit oor wat hou ek van en wat hou ek nie van nie. Die kerk is nie 'n demokrasie waar die lidmate maar net besluit, en selfs nie eers die priester nie, oor hoe lyk die erediens nie. En nou doen ons in die erediens en in die heilige mis net wat ons wil nie. Die kerk is nie 'n demokrasie nie. Interessant dat Clement wys dan vir ons baie mooi, dat in die vroeë Christelike kerk daar reeds geglo is en gestaan is by hierdie apostoliese opvolging. Dit het ook gedien as 'n bevestiging van die waarheid. As mense, ek het dit al genoem, wou weet wat is reg en verkeerd, is Arius reg of is Athanasius reg, dan is daar gekyk na wie was Arius se biskop, waar en wie was Arius se biskop se biskop, wie was Athanasius se biskop, tot al die pad terug by die apostels. Dis een van die maniere. Die gnosticiste, as hulle leiers opstaan en sê, ons het nuwe openbaringe ontvang, dan was die eerste vraag, wie is julle biskop? En as die biskop nie 'n wettige persoon is nie, dan het die kerk klaar vir die persoon gesê, jy is verkeerd. Jy het nie die reg om dan sommer maar net te kom met nuwe openbaringe en allerlei dinge nie. Die kerk het reg van die begin af baie sterk gestaan by die apostoliese gesag, die handhawing van die apostoliese opvolging. Dit het selfs neerslag gevind in die geloofsbelijdenis van Nicea, om te glo aan een heilige, katholieke en apostoliese kerk. Dit hou ook verband met apostoliese opvolging. Christus, die apostels en die opvolgers, en hulle opvolgers in die vorm van die biskoppe. En Clement wys dit alreeds vir ons. Weer sê ek, Clement wys baie mooi vir ons, dat die kerk is 'n gawe van God.
Die kerk is nie maar net 'n menslike instelling, soos wat ek dikwels in my lewe moes hoor nie. Dikwels moes ek op synodes en ander plekke maar net hoor waar daar gesê is, nee, die kerk is maar net 'n menslike organisasie. Dit is maar net mense wat by mekaar kom. Kerk is nie regtig nodig nie. Ons kan maar net doen soos ons elkeen wil. Ons kan maar net by my huis bly en self besluit oor hoe ek die Here dan ook wil dien. Ons hoor dit so baie. Omdat mense dink dat die kerk is maar net 'n menslike instelling. En as ek nou nie van iemand hou in die kerk nie, dan hoef ek net nie eenvoudig die kerk te gaan nie. Maar die kerk is nie 'n menslike instelling nie. Die kerk is die gawe van God. 'n Gawe van God aan my en jou, aan die wêreld, sy sakrament van redding. Want sy is Christus se liggaam. En die kerk is hierdie geskenk wat God aan ons gee, aan die wêreld dan ook gee. Christus gee sy kerk aan sy volk. En dit is baie belangrik. Sy is nie maar net deur mense uitgedink en deur mense tot stand gebring nie. En dis regtig belangrik dat ons dit moet sê vir mekaar ook. Inderdaad, ek het nou ook daarna verwys, Clement wys vir ons so ietsie van wat ons noem die primaatskap van Rome. En ja, dit is nog nie so baie ontwikkel wanneer hy skryf nie, en 'n mens sou kon praat oor hoe dit later uitgespeel het, en 'n mens sou met ons ortodokse broers in gesprek kon tree oor wat dit beteken, maar hoe dit ook al wys is, hoe dit ook al sê is, dat Clement wys vir ons dat op 'n stadium, wanneer daar 'n krisis is in 'n buurgemeente, in 'n ander gemeente, dan is dit nie die apostel Johannes wat nog leef, wat ingryp in die gemeente nie, maar dit is die biskop van Rome, wat ingryp in die gemeente in Korintiërs wanneer hy geraadpleeg word. En hy skryf so mooi aan die begin van sy brief, aan die kerk in Korintiërs, vanaf die kerk in Rome. En om die waarheid te sê, hy skryf aan die kerk wat nog reisende is, vanaf die kerk in Rome wat nog reisende is, verwysende na die feit dat die kerk pelgrims is in hierdie wêreld. So mooi. Maar dis een van die vroegste perspektiewe op die feit dat Rome bepaalde gesag uitoefen wanneer daar krisisse is in 'n ander gemeente. Rome praat en Korinte luister. Hoe dit later sou uitspeel, kan ons oor in gesprek tree en praat, maar hier sien ons baie mooi by Clement iets van die primaatskap van Rome. Clement skryf as iemand wat verwag dat die kerk in Rome na hom sal luister. Ons kan nie dit ontken nie. Interessant, aan die einde van die brief kry ons ook hierdie pragtige gebed waarmee hy afsluit. 'n Gebed wat vir ons wys dat ons behoort te bid ook vir die owerhede. Selfs al is die owerhede boos, omdat hulle die kerk vervolg en nie die wil van die Here doen nie. Selfs al is die owerhede heidene. So in 'n sekere sin, behalwe dat hy vir ons sê, ons moet vir die owerheid bid vir ons vyande, sê die Here Jesus. Paulus skryf ook, bid vir die owerhede, want hulle die swaard mag. Sien ons dat Clement op 'n sekere manier die owerheid se gesag erken, want God het hulle aangestel. Dat God ook die politieke owerhede aanstel. Of hulle dit nou erken of nie, of hulle dit nou besef of weet, en of hulle dit nou aktief uitleef of nie, die kerk erken dat die owerhede, die politieke owerhede, ook deur God daar gestel word. En daarom sou ons kon sê dat die Bybel vra en verwag sekere dinge van die politieke owerhede. Reg en geregtigheid moet gehandhaaf word. Weduwees en wese moet na omgesien word. Orde in die samelewing. Skelms en skurke moet vasgevat word. Mense kan nie maar net doen wat hulle wil nie in die samelewing nie. 'n Regering kan nie korrup wees soos wat hulle wil in ons dag ook maar nie. Maar selfs al is hulle, sê Clement, dit is 'n ander saak, maar dit neem niks weg van jou verantwoordelikheid as Christen om ook te bid vir die owerheid nie. Bid dan dat hulle tot bekering sal kom. Bid dan dat die Here hulle harte sal verander sodat daar orde sal kan wees. Bid vir hulle selfs wanneer hulle julle vervolg. Hoekom? Want Christus, sê hy, het aan die kruis ook vir daardie mense gebid wat hom gekruisig het, wat hom vervolg het.
daardie Romeine, daardie Joodse leiers wat hom doodgemaak het. Dit is ook vir hulle wat hy bid en vir hulle wat hy aan die kruis sterf. En daarom ook ons moet bid vir die mense wat ook lelik is met ons en vir die owerheid in die algemeen. Interessant dat wanneer ons nou 'n bietjie sou praat oor eksegese en al daai tipe van dinge, dan sien ons baie mooi hoe die Ou Testamentiese skrywers en selfs Nuwe Testamentiese skrywers, maar spesifiek in die Ou Testament, sien ons dat daar dikwels gebruik gemaak word van 'n legende, 'n mite, 'n storie wat vertel word, 'n fabel wat vertel word, met die idee om 'n groter les oor te dra. Ons sien dit byvoorbeeld in die boek Rigters, wanneer Gideon se seun homself aanstel as Abimelech, wanneer hy homself aanstel as 'n koning, dan sy jongste boetie het oorleef, nadat Abimelech probeer het om al sy broers dood te maak, en dan kom sy boetie en hy staan teenoor sy ouer broer, en hy vertel die fabel van die bome wat 'n koning soek. En hy vergelyk dan vir Abimelech as hierdie brandnekel in die fabel wat nou gekies is as iemand wat konsys koning moet wees oor die bome. Ons sien in Genesis 1, hoe dat die Babyloniese skepingsverhaal, die Enuma Elish, so 'n bietjie in die agtergrond sou kon staan, en dat die priesterlike redakteur of redaksie, die editor in Engels, die redakteur, hoe hy so 'n bietjie veranderinge aanbring aan daardie verhaal, om iets anders te sê, as wat die oorspronklike verhaal sê, sodat die klem kan wees op God as skepper. Clement maak in sy brief ook gebruik van die beeld van die Phoenix, wat by die Grieke, in die Griekse mitologie sterk op die voorgrond staan, en ook by van die ander mitologie in daardie tyd, maar hy gebruik dit as 'n beeld om teenoor hierdie mense in Rome, en wie ook al sy brief lees, om iets te sê oor die opstanding van die Here, om die opstanding van die Here Jesus Christus dan ook te verduidelik. En ons sien later dan ook by iemand soos Justinus die Martelaar, hoe dat hy praat oor die gebruik van Griekse filosofie in die verduideliking van Christelike begrippe, hoe om die Christelike godsdienst te verduidelik aan die wêreld. So, ons kry iets 'n bietjie hier van 'n dialoog, 'n apologetiese dialoog as het ware, waar Clement gebruik maak van mense se eie konsepte in hulle kultuur, om iets te verduidelik van wat Christene dan ook sou glo. Die beeld van die Phoenix. 'n volgende belangrike ding is dat wanneer ons sou praat oor die kanoniese boeke, en ons sien deesdae baie selfs iemand soos Wes Huff praat oor die kanon, asof die kerk van die begin van Jesus af 'n Hebreëse kanon net met 39 boeke ingehad het, wat nonsens is. Want ons weet die Sadduseërs het net 5 boeke gehad, en die Samaritane het weer hulle eie kanon gehad, en die Esseners het hulle eie kanon gehad, ensovoort ensovoort. So, soos Trent Horn inderdaad sê, dat Wes Huff en Puff net. En dis jammer dat teoloë en mense wat eintlik veronderstel is om met hulle grade en al van beter te weet, tog wil maak asof die vroeë Christelike kerk nooit die LXX, die Septuagint gebruik het nie, die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik het nie. Maar ons sien inderdaad in die vroeg-Christelike kerk, dat die kerk gebruik maak van die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat nie 39 boeke in het nie, in die Ou Testament nie, maar wat 7 het, wat 46 boeke het, 7 ekstra boeke het. So 39 plus 7, 46. Clement verwys na en haal aan, dan daar in Clement 55, die verwysing na Judith, of Judith dan in Afrikaans, dis nie so lekker mooi op die oordalk nie, Judith en Holofernes. Hoe dat die Here dan vir Judith gebruik, om vir Judith gebruik as 'n vrou in die geskiedenis van Israel, om die volk Israel te verlos van hulle vyande, wat onder leiding van generaal Holofernes opgetrek het in die volk, om die volk dan te verlos. So Clement maak gebruik van die LXX.
Baie duidelik maak hy gebruik van die LXX, van die Septuaginta. Baie duidelik maak hy gebruik van die boek Judith. Judith maak hy gebruik. So dis belangrik om daarvan ook kennis te neem, wanneer ons praat oor watter boeke die vroeë Christene dan ook gebruik het en as gesagvol beskou het in die kerk. Baie interessant dat in die vroeë Christelike kerk, weer eens, dit sluit aan by Clement se gesag as die biskop van Rome. In die vroeë Christelike kerk, voordat die kanon formeel vasgemaak is die brief 1 Clement baie sterk in die liturgieë van verskillende kerke gelees tydens die erediens. Veral in Sirië is die brief 1 Clement pertinent beskou as deel van die Nuwe Testamentiese kanon dan ook. Sy brief is inderdaad wyd en suid gelees. Dis uiteindelik nie net in Korinthe gelees nie, maar wyd en suid in Griekeland en dan veral in Sirië is sy brief dan gelees, gebruik en selfs beskou as deel van die kanon. So 'n persoon wat baie belangrik geag is in die vroeë Christelike kerk. Iemand wat beskou is as iemand met gesag, wie se brief gesag dra, soveel so dat mense dit vir 'n tyd lank ten minste as deel beskou het van die Nuwe Testamentiese kanon. En dit bring ons dan ook aan die einde van vandag se aanbieding, wanneer ons gepraat het nou oor Clement van Rome. En ek wil julle tog aanmoedig, soos ek al gedoen het, om vir julle so 'n klompie boeke aan te skaf rondom die kerkvaders. Regtig moeite te doen om hulle te lees. En wanneer jy hulle sou lees, wil ek tog maar vra dat ons baie versigtig moet wees om nie lukraak hulle te lees nie. Om nie maar net uittreksels uit hulle te lees en dan te maak asof jy alles weet wat Clement gesê het of die kerkvaders dan nou sou sê nie. Moenie op Google gaan en dan tik jy iets in en sê, wat sê die kerkvaders oor geloof alleen nie? En dan haal jy nou sulke, soos die Engelse sê, bits and pieces, sulke versnipperinge uit, en dan sê jy, ja sien, die kerkvaders het ook nog geglo aan geloof alleen nie. Want dan praat jy nonsens, en dan is jy oneerlik met wat die kerkvaders as 'n geheel en in totaliteit leer oor geloof byvoorbeeld, oor apostoliese opvolging byvoorbeeld, oor die feit dat die kerk nie 'n demokrasie is nie. Lees die kerkvaders, ja in hulle konteks, as 'n geheel. En daarom, neem 'n bietjie as jy tyd het die brief 1 Clement. Lees hom van 'n kant af. Merk dit, bepeins dit, oordink dit. Lees hom weer 'n keer. Vergelyk dit wat jy daar lees 'n bietjie ook met die res van die Nuwe Testamentiese en Ou Testamentiese Bybelboeke. En jy sal verbaas wees oor die ongelooflike dinge wat ons leer uit daardie brief uit. Van die belangrike dinge wat ons leer en wat ek moes leer in my reis na die Katolieke Kerk toe, was en is dat die vroeë Christelike kerk nou al die tyd nie was soos dit ek my lewe lank gedink het nie en soos dit ek groot geword het met die denke dat die kerk maar net 'n menslike instelling is. Clement van Rome, 'n baie besonderse iemand wat deur die Here gebruik is in opvolging van die apostel Petrus homself, waaruit ek en jy vandag nog steeds kan leer. 'n Martelaar, iemand wat gesterf het vir sy geloof, nie geskroom het om wanneer hy ook deur sy dood moes getuienis lewe van wat is waar en reg en verkeerd nie gehuiwer het om dit te doen. Daarom kan elkeen van ons maar net bid dat die Here ook vir ons die genade sal gee, om as dit nodig is, dat ons self bereid sal wees om soos Clement ons lewe neer te lê vir dit wat die Here ons gee, sy kerk, die waarheid van dat Christus verlosser is, die redder van die wêreld is. Baie dankie dan ook dat julle vandag saam geluister het en mag julle 'n mooi dag verder dan ook hê.